Terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Dankie ons Vader Jahwe dat ons mekaar kan bemoedig met 'n psalm, met 'n lied, met geestelike liedere wat die waarheid van die woord besing. Deur te sien op Jahwe is daar lewe. En daarom vanoggend wanneer ons oog op U rig, dan vra ons dat U ook ons ore sal aanraak om ontvanklik te wees, ons verstand daardie verligte oë sal gee, die helderheid in die hart om die woord te ontvang en dat die saad van die woord sal ontkiem en veel vrug dra tot U verheerliking, tot U aanbidding en daardie eerbied en lof en luisterryke heerlikheid wat U toekom van ewigheid tot ewigheid. Dankie dat die gemeente spesiaal U genade deelagtig kan wees om dit op 'n manier te verkondig wat net U vir ons bedoel het in U alwyse raadsplan. En daarom vra ons dat ons U genade in waarheid sal leer ken, ook in dit wat ons vanoggend hanteer, dat U dit in ons harte sal openbaar. In Yeshua, amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Nou ja, ons maak ons Bybels oop vanoggend by Handelinge 15. Ons gaan so 'n bietjie kyk na die standvastigheid van die apostels, hulle getuienis, daardie kragtige getuienis van die apostels. Die van u wat dalk die laaste 2 boodskappe gemis het of gevolg het, ek noem dit net weer, ons het gesels oor om die genade van Jahwe en waarheid te leer ken. Om die genade van Jahwe en waarheid te leer ken, is nie net godsdiens nie, dis nie maar net om in 'n gelowige huis groot te word nie, maar dis om eintlik daar waar die verlore seun gedraai het, daar in die varkhokke van die wêreld, daardie armoede, daai geestelike bankrotskap, daardie absolute hulpeloosheid, magteloosheid, soos wat ons gesing het, Jahwe, ek kom pleit by U, waar daardie oorgawe, daai totale oorgawe plaasvind en sê, Vader, U alleen het die woord van die lewe. Om Jahwe se genade en waarheid te leer ken, bring dan daardie persoonlike getuienis wat jy kan deel, en dan vir die res van jou lewe Jahwe se vrede wat jou hele lewe koester en jy binne in daardie beskerming van Jahwe se heerskappy leef, ongeag die wêreld, ongeag die verdrukking, ongeag watter ouderdom of fase van jou lewe of beproewing. Die twee gaan hand in hand. Genade en vrede vir julle, sê die apostels. Genade en vrede. Ons sien dit in Openbaring 1, wanneer Johannes op die eiland Patmos daardie aanhef van daardie groot boek begin, dan is dit genade en vrede waarmee hy die gemeente begroet. Vandag so 'n bietjie ietsie in praktyk. Daardie genade wat die apostels in waarheid leer ken het, ons dink aan 'n Petrus wat toe Yeshua verloon het, bitterlik gaan ween het. Maar hy genade so diep ervaar dat hy op Pinksterdag kon regop staan en kon getuig het van Jahwe se genade. Nou ja, die boek Handelinge gaan oor die krag van die Heilige Gees om die apostels te bekragtig, om vir die gemeentes hierdie kragtige getuienis te lewer. En daar het 'n hele paar dinge verloop. Petrus hulle het daar in Judea, Jerusalem, Judea, bietjie verder die evangelie verkondig tot die vervolging uitgebreek het. So hier by Handelinge 15 is nadat Paulus en Silas, nee ek jok, Paulus en Barnabas, teruggekom het van die eerste sendingreis en hulle het iets enorm ervaar. Hulle het die genade van Jahwe in waarheid gesien, gebeur. En daardie verlore skape van Israel, daardie nuwe volk, daardie Lo-Ami, daardie vervreemdes van die burgerskap van Israel het gesien hoe Jahwe se barmhartigheid hulle inbring. So Handelinge 14 sluit af met vers 27 en toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. En dat hy 'n deur van geloof vir die nasies geopen het. En hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring. En nou lees ons hoofstuk 15 saam vanoggend. En sekere persone wat van Judea afgekom het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd
en woordwisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. En hulle is deur die gemeentelede uitgelei en het Fenisië en Samaria deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene of die nasies en aan al die broeders groot blydskap verskaf. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die nasies deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waar versoek julle God deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Heerser Yeshua Messia gered word op dieselfde manier as hulle ook. En die hele menigte het geswyg. En na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel, wat God deur hulle onder die heidene of nasies gedoen het. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sy broeders, luister na my. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die nasies vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is. Nou quoteer hy vir Amos 9 vers 11. Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense Jahwe kan soek. En al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe, wat al hierdie dinge doen. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Daarom oordeel ek dat ons, die wat uit die nasies hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie. Maar aan hulle skryf dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. Want van die oudheid af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. Toe die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochië te stuur, saam met Paulus en Barnabas, naamlik Judas met die bynaam van Barsabas en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. En hulle het deur hulle bemiddeling dit geskrywe. Die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochië en Sirië en Cilicië groete. Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus. Manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Heerser Yeshua Messia. Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê, nie as hierdie noodsaaklike dinge, dat julle onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. So is hulle dan weggestuur en het in Antiochië gekom en hulle het die menigte bymekaar geroep en die brief afgelewer. En toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging. En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk, en nadat hulle tyd daar deurgebring het, die broeders hulle met vrede na die apostels laat gaan.
maar Silas het besluit om daar te bly. Tot sover, mag Vader Jahwe sy kosbare woord in ons harte seën, 'n woord van bemoediging, 'n woord van versterking, aanvanklik eers konflik, aanvanklik eers onrus, aanvanklik eers vraagstukke. Dis nie lekker nie. Dis baie lekkerder om Jahwe in rustigheid te dien, maar sê die woord, dis noodsaaklik dat daar soms beproewinge kom, dat daar vraagstukke kom, met die oog daarop om weer in die genade vas te staan, te versterk. Ons sien in die lewe van die Galasiërs byvoorbeeld dat Paulus 'n baie kragtige brief moet skryf. En by Galasiërs 5 vers 1 kom op 'n punt wat hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee julle geroep is. Staan vas. Nou weet ons, dit is nodig in die lewe dat ons soms die wind van voor kry. Dat ons net weer kan teruggaan en sien maar hoe groot is die genade van Jahwe. Om die genade van Jahwe wat ons in waarheid leer ken het te waardeer. Om regtig te besef hoe groot is sy wonders. Nou, wat koslik is van hierdie gedeelte, dit is hoofsaaklik of dit is 'n baie kernhoofstuk in die Bybel om so 'n bietjie die geskiedenis van die 2 en die 10 stamme wat weer bymekaar kom. Dit is waaroor dit gaan. Elke keer as daar staan heidene in ons nasies lees, dan weet ons dit is die profeseë soos Amos 9 dat die vervalle het van Dawid weer opgerig word. Daardie gebrokendheid van die 10 stamme wat verdryf is. So volgens 'n boodskap gaan nou nie 'n Bybelstudie wees om dit te verduidelik nie. Ek dink ons het dit al 'n paar keer gedoen en ons kan dit in die toekoms nog baie doen, want dit bly maar 'n hoofstuk waaroor baie mense struikel. Die fokuspunt egter is hierdie proses waar die apostels, wanneer 'n baie sterk party, 'n populêre party, die fariseërs, die manne met die gesag, die manne met die posisies, weerstand bied, nie oor ietsie wat kleinlik is of agter, maar die hartklop van die evangelie, die genade van Yeshua, as hulle dit openeer. En dis wat vandag gebeur. Dis wat hierdie jaar gaan gebeur. Dis wat 2025, dis wat die afgelope dekades gebeur. Dat die gemeente word gedurig gekonfronteer met iets wat reg lyk. Ek bedoel, besnydenis was nog altyd reg. Dit was Moses, dit was die tradisie. Maar dit was op hierdie stadium absoluut noodsaaklik om te sien redding kom nie deur al hierdie ander dinge nie. Hulle moes gefokus het op die genade, die openbaring, die vervulling van Jahwe se raadsplan in Yeshua. Nou, die apostels kom terug. Paulus en Barnabas kom terug, vol opgewondenheid. Hulle het die genade van Jahwe in waarheid gesien. Ons het dit gelees in die laaste 2 verse van hoofstuk 14. Hulle het verslag gedoen. Hulle het gesê hoe Jahwe 'n deur geopen het van redding, barmhartigheid, moedigheid. Daar's min dinge vir ons so koslik as om ons daarin te verlustig. En ek sê dit spesifiek, want ons laat dit agterweë. Ons vergeet as gemeente, dis waar ons roeping lê. Dis waar die bekragtiging van Handelinge 2 lê. Julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Getuies van wat? Nie getuies van allerlei slimmigheid en getuienis van allerlei vreemde dinge wat op ons fokus nie, maar Jahwe se barmhartigheid in Yeshua openbaar. Nou sien ons, dis reeds daardie getuienis wat geopeneer word. Dis reeds daardie getuienis wat bevraagteken word, wat op 'n manier geïnfiltreer word dat die fokus nie meer Jahwe se genade is nie. Ja, dis goed en wel, maar julle moet nog dit. Julle moet besny. En as jy daar fokus, dan word Vader Jahwe se groote lankmoedigheid op die kantlyn gerangeer. En jy mis totaal die krag van die bediening van die nuwe verbond. En dit staan duidelik. Dat Barnabas en Paulus hulle, hoe sê in Afrikaans? Daar het nou geen kleine stryd in woordewisseling. Daar was groot moeilikheid. Daar was twis. Daar was hierdie, en dit is waar die krag van hierdie getuienis kom, want dis lekker vir oggend om saam Jahwe te dien. Almal eenparig, eensgesind. Almal glo Jahwe is ons alles. Maar wat
daar 'n broer opstaan en sê nee, en daar staan nog 'n broer op en die een wil harder skree en praat as die ander een. En hierdie arme skapies wat nou verward is, weet nie wie om te glo nie, want daai oom skree daarom bietjie harder as die ander een en daar's 'n onrustigheid. Hoe getuig jy in sulke omstandighede van die liefde, die genade, die barmhartigheid van Jahwe? Dis wanneer mense jou vrymoedigheid verloor. En dis hoekom Handelinge 15 is 'n oorwinning op 'n ander vlak, waar die apostels kon vas staan in die genade, waar hulle nie betrokke geraak het by argumente en vleeslikheid nie, maar die wapenrusting van die Gees, daai helm van verlossing, daai borswapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid van die evangelie, daai geloof in die swaard van die woord en natuurlik die skoene as bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig. En ons sien in hierdie hoofstuk hoe hulle duidelik binne Jahwe se woord, die woord quoteer deur die krag van die Heilige Gees, saam met die Heilige Gees besluit, dis Jahwe se wil om in die genade vas te staan. Dit is 'n oorwinning wat geen vlees kan bereik nie. Baie keer in ons lewe kom ons in situasies waar ons met die vleeslikheid wat die ander persoon argumenteer en wil stry, wil terugantwoord. Dit gebeur baie. En hierdie hoofstuk leer vir ons so mooi, waar lê ons krag? Kyk 'n bietjie, waarop fokus die apostels? Dis so mooi daar in vers 27 as hy sê, hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God gedoen het. Hulle het op Jahwe se handelinge gefokus, ook in hoofstuk 15 vers 4. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God gedoen het, met hulle gedoen het. Hulle fokus was Jahwe se werke. En ons sien ook dat die gemeente, dit het groot blydskap, vers 3 se laaste 3 woorde, dit het groot blydskap gebring. Soos vanoggend se oggendstilte. Tessalonika se geloofsvolharding bring blydskap. Dit bring 'n bewustheid, ja, hy werk met ons. Ons is nie alleen nie. Ons hoef nie met hierdie mense te stry en te beklei nie. Ons hoef nie die fondasie van die geloof staan vas. En ons gaan nou daaroor praat. Bly daarin. Bly in hierdie onwankelbare openbaring van Jahwe in Yeshua. En dit was die apostels se groot uitdaging en ek kan getuig dit is 'n groot uitdaging. Om wanneer jy al hierdie aanslag kry, wanneer al hierdie vreemde lering, goed wat reg lyk, in hulle tyd was besnydenis regtig 'n baie groot vraagstuk. Want eergister, ek bedoel daai mense kon argumenteer. Yeshua self is besny op die 8ste dag. Maar daar was hierdie lering van die geregtigheid deur die Heilige Gees wat die apostels nie uit hulle self uit nie, wat hulle mooi moes verstaan. Nou, as ons daaroor 'n boodskap bring, gaan ons na Romeine toe. En ons ken Romeine, oor Romeine 3, die geregtigheid wat uit die geloof is en nie uit die werke nie. Ons almal het gesondig, Romeine 3:23, en dan ontbreek ons in die heerlikheid van Jahwe. En daar is regtig vir ons 'n taak om ons in die weg van die geregtigheid van Jahwe te onderlê. Nou is nie heeltemal waaroor vanoggend se boodskap gaan nie. Vanoggend is net so 'n bietjie in Handelinge 5 om te sien die toepassing, hoe die apostels vas staan. En hoe hulle werklik waar fokus om verslag te doen van Jahwe se dade. Ons sien dit so mooi ook in vers 12, wanneer die menigte geswyg het, want daar was gesag. Paulus en Barnabas het nie harder geskree as die ander nie. Die gesag kom wanneer die Heilige Gees daardie swaard van waarheid hanteer in woord. En Paulus en Barnabas, hulle het geswyg, vers 12, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die nasies gedoen het. Genade en waarheid. Ek wil hier net 'n toepassing inbring. As ons hierdie jaar meer fokus in ons gesprekke op die genade en waarheid wat ons in Yeshua leer ken het, op Jahwe se werke, Jahwe se voorsiening. Jahwe se manier om wanneer ons swak is, ons te versterk. Daardie roem op sy genade. Nee, Jahwe vat die vlees
vat die doring in my vlees weg en ons fokus is op die getuienis. Ja, ek is swak. Ja, ek het 'n broosheid, maar weet jy, die krag van die evangelie lê nie in my, dit lê in hom. Dit lê in sy heerskappy. Ek skaam my nie oor die evangelie, want dit is 'n krag van Jahwe tot redding. My geregtigheid is nie oor hoe goed ek is nie, dit is sy geregtigheid waarmee hy my bekleed. En ons moet regtig elkeen, vir al die mans in jou priesterskap, vir Vader wysheid bid hoe jy in jou lewe genade en waarheid kan kommunikeer. Genade wat nie net 'n kop of 'n argument of 'n stuk teorie is nie, maar om in jou eie lewe te kan terugkyk en te kan sê waarlik, Jahwe se genade is vir my genoeg. Vir my vrou, vir my kinders, my gesin, vir ons volk. En dat dit die hartklop van ons kragtige getuienis sal wees. Ons kom baie keer in gesprekke waar ons oor godsdiens praat. Ons praat oor politiek. Ons wil graag probleme oplos. Ja, die ou moet net dit doen. Ja, dis daai ou se skuld. Die realiteit is net niks wat jy sê het 'n invloed nêrens nie. As jy regtig 'n invloed wil uitoefen, word klein en wees lig, wees sout. Dis ons roeping. Wees daardie een wat sê, Vader, ek is 'n instrument om u genade, u heerskappy daarvan te getuig. En mag dit so in my lewe 'n realiteit wees, dat dit wat ek werklik besef, dat ek kan vertel hoe Jahwe werk. En hoe werk Jahwe? Jahwe werk met die gebrokenes, met die verslae van gees, met die nederige. Hy weerstaan die hoogmoedige, maar die nederige gee hy genade. Ek wil vinnig net beklemtoon, hierdie gebeurtenis in Handelinge 15 is ietsie wat ons, wel, dis die getuienis van dit wat Openbaring 21 in beeldspraak sê. Kom ons blaai gou na Openbaring toe. Openbaring 21 lees in beeldspraak van hierdie pragtige Jerusalem, nê, goudstad. Sing baie van die goudstad. Ons het 'n waardering vir die goudstad. Maar wat 'n waardering het ons? Wel, een van die waarderinge wat ons het vir die goudstad is sy vastigheid, sy vaste fondamente. Dis nie 'n stad wat omval, dit skewe mure nie. Daar's 'n onwankelbaarheid aan hierdie goudstad dat ons hele lewe, ons harte daarop plaas. Maar kyk mooi 'n bietjie van hierdie, waarvan nou die parelpoorte waaroor ons baie sing met die 12 name van die 12 stamme van Israel. Kom ons kyk 'n bietjie na die muur van die stad. Sy vesting, sy weerbaarheid, want die muur is tog die eerste front van aanslag. In die ou tyd se oorlog was dit die muur wat hulle leer probeer opgooi het. Hulle is vanaf die muur wat jy geveg het. Dit is so 'n belangrike deel van die stad. En nou sê hy van die Nuwe Jerusalem, Openbaring 21:14. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Wanneer Joshua die apostels voorberei, dan leer hulle sy genade en waarheid leer ken. Ek vat byvoorbeeld, ek het nou die voorbeeld van Petrus, want dit is vir ons neergeskryf. Maar ook 'n Paulus en elkeen van hulle, Johannes en Jakobus, seuns van die donder, maar hulle moes baie nederig word. Hulle moes leer. Die koninkryk van Jahwe bestaan nie in hulle krag nie, dit bestaan in die gesag en onderwerping van Joshua. En hulle het daardie fondament gelê van hierdie muur van hierdie stad. Die fondament staan vas, sê Paulus. Joshua is die hoeksteen. Hierdie apostels se lering van geregtigheid in en deur Joshua alleen. En hulle het dit geleef. Handelinge 15 is 'n mooi voorbeeld. Daar's ander voorbeelde ook. Handelinge 15 is 'n toets om te sien, hier kom hierdie aanslag teen die muur. Die apostels staan vas. Is dit nie wonderlik om dit wat Openbaring 21 van die stad sê, sy fondament,
om te sien, hoe lyk dit wanneer manne vas staan? Nie bravade nie. Jahwe het dit so beskik, dat die teenstand kom nie van daar ver nie. Hier in Jerusalem, hier gesiene mense, fariseërs. Dit was 'n onaangenaamheid. Dit was nie maklik nie. Dit is in Jahwe se hand om te bepaal hoe lank 'n beproewing is, die omvang van 'n beproewing, die intensiteit van 'n beproewing. Dis in Jahwe se hand. Maar wat was die verantwoordelikheid van die apostels? Om daai fondament te wees van die genade, van die werklike genade van Jahwe. Al is dit moeilik. Daar was daarom binne in hierdie konteks so mooi vertroue tussen die apostels. Die een quoteer die ander een en sê: "Broers, Simeon, Petrus het mos nou vir julle gesê en hy bou daarop. En Barnabas, Paulus staan hand in hand teen mekaar want hulle was saam op die eerste sendingreis. En hulle getuig saam. Want die muur is nie 'n steen wat daar lê en 'n steen wat daar lê nie. Dis 'n pragtige 12 apostels, hulle het saam hierdie fondament gevorm. En elkeen van ons hoef nie ons eie evangelie te stig nie. Ons vorm deel van die gemeente van Jahwe wat staan op die fondament van die gesonde leer wat vir eens en vir altyd oorgelewer is. Vind jou sekuriteit hier binne. Dis wanneer ons daar op die vlaktes is en op internet rondkrap wat ons deur mekaar voel en onseker voel en nie weet nou wie's nou reg of wat 'n voorreg. Om Handelinge 15 te voel hoe ek in my lewe gebou is op hierdie openbaring van Jahwe. Handelinge staan bekend as die Handelinge van die apostels. Dis die Handelinge van die Heilige Gees deur die apostels met betrekking tot die gemeente se vorming, se vastigheid vir eeue. En veral in die eeu daarna was daar vervolging, was hierdie lering getoets. Kragtige sprekers, 'n Markion, 'n welsprekende man, spreek lynreg wat die apostels gepreek het. En hy het baie aanhangers gehad. Baie, want hy het slim geklink, hy het oortuigend geklink. Maar die gemeente moes altyd waaksaam sê, Vader, daar's net een fondament. Ons bly gou na 1 Korintiërs 3 toe. Dis lekker as 'n mens voel, ek bly naby 'n gemeente. Ek is omring deur mense wat my taal praat. Hier in Korintiërs sit ons met 'n gemeente wat daar ver is. Ek het al hier in George Bybelstudie uit 'n Weskus en 'n Ooskus. Dit wat nie van die ooste kom nie, kom van die weste en albei is ewe verkeerd. In terme van hulle feeste en hulle afgode en tempels en Artemis en al die Griekse mitologie en goed. En Jahwe sê vir Paulus, nie vrees nie, ek het in hierdie plek 'n gemeente, ek het mense. Jahwe verskyn aan hom in 'n naggesig. En Paulus skryf oor die gemeenskap met Jahwe, hy skryf van hulle oor hulle tempel is van sy gees en daardie vaste gebou wat ons is, die lede, verskillende lede en hoe ons deur die gees met genadegawes toebedeel word en jy kry hierdie pragtige boodskap. Die wêreld sien chaos. Die wêreld sien net afgoderry. Maar Jahwe se werk, sy genadewerk, vind in Korinte plaas. Want daar's 'n vaste fondament. En Paulus spreek baie oor hy vaste fondament in Yeshua, veral in Korintiërs. Wel, dis in Galasiërs ook en elke gemeente het sy dinamika gehad, maar vir Korintiërs sien mens hierdie pragtige 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Yeshua Messia. Amen. En ons fokus hierdie jaar is om die werke van Jahwe met sy gemeente waar Yeshua die hoeksteen is en waar die apostels hierdie pragtige lering gevestig het deur die krag van die Heilige Gees opgeskrywe in ons Afrikaanse Bybels, net 66 boeke, om daar binne te groei.
en dan die vrymoedigheid te hê. As daar 'n Handelinge 15 in jou lewe aanbreek, waar daar nou geen kleine woordewisseling of bietjie later sê daar was 'n groot twist, toe sê dit nou bietjie duideliker. As daar in jou gemoed 'n stormagtigheid is, as jy gekonfronteer word met maar wat van, soos wat Satan vir Adam en Eva gesê het, dat jy werklik waar daai vastigheid sal hê om in Yeshua, die genade wat in waarheid leer ken word, en die vrede van Jahwe wat in jou lewe heers, ten alle koste te koester, te bewaar en daarin vas te staan. Staan dan vas in daardie pragtige getuienis. Soos Timoteus se ouma en sy ma, Louise en Eunice, vir hom geleer het van kleins af, die skrifte, wat nuttig is tot lering en vermaning en onderwysing in die geregtigheid. En Paulus kon vir Timoteus sê, daar sal valse leringe wees, mense wil in die gehoor gestreel word, of dit nou voorspoedteologie is, of dit nou politieke godsdienst is, mense wil gestreel word, maar jy bly by die skrifte wat jy van kleins af geleer het, daardie pragtige fundament wat gelê is. En dan spesiaal die fokus en die klem daarop. Dit is nie net leringe in jou kop nie, dit is om die genade van Jahwe in waarheid te leer ken. Kom ons blaai na Psalm 40 toe. Hoe weet jy die Bybel is waar? Maar kom 'n punt en 'n plek in jou lewe waar jy getuienis moet hê en sê, maar dit wat ek hier lees, dit wat ek bid, is Jahwe se openbaring aan my. En ek hoef nie een of ander opgrawing of argeologiese argumente voer nie. Tekskritiek of manuskripte of die oorspronklike sê dit en betrokke te raak by die geveinsdes nie. Jahwe stort sy Heilige Gees vir sy kinders uit, sodat jy kan uitroep, Abba Vader, en sy Gees saam met jou gees getuig, dit is die waarheid, maar jy moet daai getuienis dra. Jy moet dit koester, elke dag. Jy moet uitroep, Abba Vader, ek is die kind en dit leef. Jy moet die woord lees, asof dit wat hier staan, vir jou in elke oomblik, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Lewe in die lig van die woord, want dis wat jy bely in praktyk. En daarom Psalm 40. Dit is 'n Psalm, 'n profesie oor Yeshua wat mens geword het. Dit word later baie gekwoteer daar in Hebreërs 10. Maar hoor hoe begin die psalmdigter wanneer hy sê, vers 2, ek het Jahwe lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor. Hier is die opstanding uit die dood en hy het my uit die kuil van die vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onsse God. Baie sal dit sien en vrees en op Jahwe vertrou. 'n Lofsang. Wat was die krag van die getuienis? Wel, dit het begin in die proses, ek het lank op Jahwe gewag. Ek was daar by die modderige sluik. Ek was in die beproewing. Praat nie op hoor sê nie, my siel was benoud. En ek het Jahwe aangeroep. En hy het homself openbaar, Jahwe verlosser, en daardie oorwinning, hy nuwe lied in my mond geplaas. En dit is met daardie loflied om Jahwe se werk te besing, vir die krag van die getuienis lê. Baie sal dit sien en vrees. Want hierdie God red nie deur die krag van 'n perd, soos die psalmdigter sê, nie deur die bene van 'n man nie, nie deur die wapentuig van die mens nie, maar wanneer jy swak is, en wanneer die wêreld dink dit is te laat, en jy is oorwin, dan is hy die een wat die dooie uit die graf laat opstaan, as oorwinnaar, om te openbaar. Dat elkeen van ons, as ons hierdie week gehoor het, neem jou vloekpaal op, neem jou kruis op, want om Yeshua te volg in sy leiding is om hom te volg in sy verheerliking. En dis wat die wêreld laat vrees, want skielik tel hulle wapens nie meer nie, want hier's 'n gemeente wat net Jahwe liefhet. En net in sy genade roem. Hulle roem nie meer hoe goed en sterk hulle is. So ons kan hulle beskuldig. Ons kan hulle probeer valslik wat ook al aanval. Hulle is vry met die waarheid waarmee Yeshua gesê het, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid.
Dis ons krag in ons rots. Ons het dit so mooi gesing. Ewige rots geklief vir my. Laat my veilig in U bly. Nie my trane, nie my pogings, nie my slimmigheid, nie my godsdiens nie. U en U alleen. En ek vat saam, die apostels het dit vir ons gewys, hoekom is hulle die fondament, hoe lyk die fondament van hierdie stad? Hulle staan in Yeshua vas, in die lering van geregtigheid. En gaan doen 'n studie mooi in Romeine, hoe Paulus dit uiteenset, of 'n Jakobus, of 'n Petrus, of 'n Johannes, of 'n Judas, nie Iskariot nie, die ander Judas. En jy sien, hoekom is hulle die fondament? Hulle was baie spesiaal geskool om nie in hulle self te roem nie. Joshua het 'n pad gestap met 'n visserman wat niks gehad het om op te roem nie. Hy het 'n pad gestap met 'n tollenaar wat skaam was, want niemand was lief vir hom nie, want hy was 'n ou skelm. En hy red 'n tollenaar, Matteus, Levi. En Matteus het geweet sy geregtigheid is in Yeshua. En elkeen van hulle dra daai persoonlike getuienis. Yeshua is alles. Ons almal het gevlug daardie aand. En die enigste wat hom gevolg het, Petrus, het nog meer om oor skaam te wees en bitterlik te ween. Maar wanneer hy hulle aanspreek nadat hy opgestaan het, dan sê hy vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Wag in Jerusalem, ek bekragtig julle. Ek het julle uitverkies. Julle is die fondament van die getuienis van wat is ware geregtigheid, wat Jahwe verwag, vir welbehaaglik is. Ek het die aand aan die tafel die brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Dit is die bloed van die verbond. Dit is die bloed van die nuwe verbond. Yeshua het dit aan hulle bedien, sodat hulle werklik kon vas staan in hierdie lering. Mag Handelinge 15 vir ons ook kragtige bemoediging wees. As jy so die hoofstuk lees, dis 'n drama, dit begin met spanning, begin met afgevaardiges. Lyk of hier moeilikheid is. Weet julle hoe lyk Israeliete wat veg? Weet julle hoe lyk Kwaiboms oor een slimmer as die ander een? Dis chaos, niemand kry 'n praatbeurt nie. Hoe kry jy 'n pragtige uiteensetting? Dis Yeshua. Dit was die krag van die Heilige Gees wat vir Simon wysheid gegee het en vir Paulus en vir Barnabas, Jakobus, en hulle kon vas staan. En daarom kan ons ook op hierdie selfde fondament bou. 2026, ons is die steentjies, die muur, uitverkore kinders van Jahwe wat ingevoeg, soos lewende stene, 1 Petrus 2. Jy het 'n plekkie, maar sien jou plek. Jy staan op die skouers van reuse, nie mensreuse nie, geestelike reuse, wat niks was nie, soos Johannes die Doper, wat sê, hy moet meer word en ek minder. En ons staan in daai vastigheid. Ag, mag elkeen van ons 'n opgewondenheid hê. Ons word nie almal geroep tot predikers nie. Ons hoef nie almal by 'n vergadering soos Handelinge 15 op te daag hierdie jaar nie. Maar jy moet daar waar jy gebruik word, skyn. Met 'n Psalm 40 in jou hart. Ek het Jahwe lank verwag. Hy is my verlosser. Hy het my voete op 'n rots gestel, het my gange vasgemaak. Hy is my roemtaal, hy is my lied. Lof het ek Jahwe ewig wil bied. Ook maandag aand, ook woensdagoggend, ook donderdag by die werk. Roem wat ek hom ewig sal bied. Sy geregtigheid, sy liefde. En dan spesifiek wil ek afsluit aan Handelinge 4. Ek wil nie 'n nuwe boodskap begin nie, maar is 'n voorbeeld met baie impak, trefkrag, waar die apostels, nadat hulle Petrus, hulle en Johannes daardie krepelman by die tempelpoort genees het in die naam van Yeshua, is die vervolging en onmiddellik daarna, hulle word in die tronk gegooi. En dan sê hulle in vers 18, Handelinge 4 vers 18, wanneer hulle geroep word en bevel ontvang om geheel nie in die naam van Yeshua te leer nie, bedoelende die lering van geregtigheid in Yeshua. Vers 19, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis.
Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het. En hulle bid vir krag in die volgende gedeelte in vers 31. Toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En hierdie vrymoedigheid is dan ook weer in Handelinge 15, weer eens en weer en in Handelinge later as Paulus gevange geneem word en hy word Rome toe gestuur, dan bly daai vrymoedigheid om voor 'n keiser, voor 'n koning, voor 'n Agrippa, voor vriend en vyand, voor hooggeplaaste en voor 'n tronkbewaarder, vir almal bly daar die krag van die evangelie dieselfde. Yeshua, ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. Wat ek nou leef ek deur die geloof in hom wat my lief gehad het en sy lewe vir my oorgegee het. Dit maak nie die omstandigheid, die land maak nie die verskil nie. Die posisie, of dit nou 'n troon of 'n tronk is, maak nie 'n verskil aan die evangelie nie. Dis die krag van Jahwe. Maak nie saak of julle hier in die Wes-Kaap of in Georges of die wat ingeskakel is in die Transvaal of Vrystaat of waar of Natal. Ons as gemeente kan een van sin en gees Jahwe in waarheid aanbid. Maar daar is een fundament, Yeshua Messia. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie vir u lieflike woord. Dankie vir dit wat in Handelinge 15 gebeur het, wat daardie dag moeilike omstandighede was, maar u triomfeer in alles. Dankie vir u vrede wat heers. Dankie vir die krag van die evangelie, die fundament Yeshua, die lering van geregtigheid deur die geloof in Yeshua, u genade troon. Dis ons as gemeente se begeerte om hierin te groei. Om daardie persoonlike getuienis te hê van u krag in ons lewe, wat ons red. Dat ons by u naam sal skuil, Jahwe ons verlosser, Yeshua, en as ons sing lieflike naam, enige naam, dat dit in ons hart werklike betekenis sal hê. Hoekom is u naam vir ons kosbaar? Want u is wie u is. Dankie vir u getrouheid. Dankie vir die verbond in Yeshua se bloed wat ewig en waar is, kragtig. Dat ons vanoggend by u kan kom skuil, die rots van die eeue. Ons loof u en ons prys u in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op en ontvang die seën van Jahwe. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.